gebed saam doen en net ook dan hier die erediens aan die Here opdra. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, u woord leer vir ons dat u op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van u voete. Ons lees baie duidelik daarin die woord, in besonder Psalm 2, waar die nasies van die aarde Here planne maak om u die God van die hemel te probeer ontroon. En dan sê die Bybel vir ons dat u lag vanuit die hemel vir die mensekind. Want Here, al ons pogings om u te ontroon is nutteloos. Dis eintlik sinneloos, want u is die God wat alles geskaap het, en u sal alles in stand hou deur die krag van u woord, tot op daardie dag, wat u bepaal het, om 'n einde aan alles te maak. Daarom aanbid ons u as die ewige, die almagtige, alleenwyse God, aan wie toe kom die eer en die heerlikheid, van nou af tot in alle ewigheid. Hemelse Vader, ons dank u dat u ons uitgespaar het. Dankie dat u ons as gemeente gedra het in hierdie week wat verby is. Baie dankie dat u vir ons goed was. Ons het lewenskrag gehad om ons werk te kan doen. Here, ons het die voorreg gehad om te eet en te bly en te slaap. Vanmôre het u vir ons reisende genade geskenk, om ons veilig by hierdie plek van aanbidding aan te bring. Dankie dat ons mekaar kon sien en mekaar hartlik kon groet en regtig opgewonde kon wees in ons harte om die ander broers en susters te sien. Ons aanbid u, Here, vir medekinders van u, wat saam met ons die goeie stryd stry. Ja, die wedloop volëindig en die geloof behou. Ons vra, Here, dat ons in hierdie krisistyd in ons land en in hierdie wêreld, dat ons nie moed sal verloor nie, maar dat ons oë na die hemele sal ophef, van waar ons verlosser en saligmaker sal terugkom. Dankie dat ons nie soos hulle is wat sonder hoop is nie, maar dat ons hoop geanker is in die ewige beloftes van God, en dat elke belofte in u ja en amen is. U is geen man dat u sou lieg, of 'n mensekind dat u, Here, sou berou hê oor iets wat u gesê het nie. Sou u iets sê en dit nie doen, of iets spreek en dit nie waar maak nie. Dit is so waar, Here, as ons die Bybel lees, dat u die God van hemel en aarde vir ons gesê het, dat u vir ons 'n plek gaan voorberei het. En dan sê u vir ons, as ek klaar die plek voorberei het, kom ek weer om julle te neem, sodat julle ook by my kan wees. Dis die hoop van die evangelie, dat ons nie net gered is vir die hier en nou nie, dat ons u nie net dien, Here, vir die hier en nou nie, maar dat ons die ewige hoop het, dat ons by u in die heerlikheid van die hemel sal wees. Vader, ons dank u dat u liefde in ons harte uitgestort het. Dankie dat u ons eerste lief gehad het. En dat ons vanmôre kan sê, Here, ons het u lief. Ons het u werklik lief. En ons vra, Here, dat ons liefde vir u sal groei en sal toeneem. Here, in ons wandel met u, in ons optrede, en dat ons nooit die plek van stilte, waar ons u woord neem en lees en bid, sal afskeep nie. Want Here, dan begin ons vervlou en dan raak die dinge van die wêreld vir ons groot en onoorkombaar. Maar as ons by die voete van Christus sit en in geloof die waarheid van die woord lees en ter harte neem, dan weet ons, dinge val nie uitmekaar nie, maar dinge val in plek, sodat die heerlikheid van God geopenbaar sal word op die regte oomblik, op die regte tyd, soos u bepaal. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God, ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, vanmôre hier by ons. Amen. Vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak, by Psalm 27, en terwyl u daarin blaai, wonder ek baie keer, wat het die skrywer van hierdie lied bedoel, as hy sê, dat ons word aan toeval oorgelaat, want gereformeerdes glo nie aan toeval nie. Gereformeerdes glo aan die soewereiniteit van God. Hy is in beheer van alles, hy is in beheer van almal, van elke omstandigheid is hy in beheer, en miskien wil ek so net bietjie navorsing gaan doen, maar die gedagte is, wanneer ons aan die Here behoort, besef ons, hy hou alles in stand. Dis bokant ons begrip, ons verstaan nie altyd alles nie, maar een ding weet ons, dat die Here in beheer is. Ek het vanmôre 'n baie besondere boodskap van Dr. R.C. Sproul geluister, juis oor God se soewereiniteit, oor die feit dat hy in beheer is van hierdie wêreld, hy is in beheer van elke individu, en ons het hierdie wonderlike voorreg om hom ons Vader te mag noem, deur Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Nou, soos jy weet, vriende, is ons besig met die boek Psalms. Nou, daar is nog baie psalms oor, so moenie moed verloor nie, skep moed.
Ons is besig om hierdie psalms een vir een deur te werk, elke tweede week 'n psalm, en dan die ander weke die 53 belangrike verse vir die kinders van die Here, en dit leer ons so 'n bietjie verse memoriseer, en dan sien ons weer uit na die volgende psalm. Psalm is die boek in die Bybel wat die meeste gelees word deur kinders van die Here. Daar word ook gesê deur meeste mense met wie hy praat, dat hulle so kan assosieer met die skrywers van die boek Psalm. Waarom? Want u sien, hulle het selfde dinge beleef as wat ons beleef. Hulle het miskien nie karre gehad en rekenaars en selfone nie, maar sonde was deel van hulle lewe, so sonde deel is van ons lewe. En daarom beleef hulle dieselfde goed as wat ons beleef het. En vanmôre gaan ons uit Psalm 27 kyk na die gedagte, God gebruik moeilike omstandighede om ons nader na homself te trek. Nou hierdie week, terwyl ek hierdie psalm voorberei het, bietjie nagelees het daaroor, en so bietjie die gedagtes bymekaar gesit het, het ek besef dat ons as kinders van die Here nodig het, om te hoor dat God gebruik moeilike omstandighede om ons na homself te trek. En ons gaan vanmôre bietjie kyk, wat kan ons uit koning Dawid se lewe leer. En jy moet onthou, as ons sê, dit is 'n psalm van Dawid, dan sê ons, Dawid het geskryf onder leiding van die Heilige Gees. Die hele skrif is deur God ingegee, en weer eens, ons weet nie presies hoe dit gewerk het nie. Maar dit was nie dat God vir Dawid goed in sy oor gefluister het, en Dawid het net neergeskryf nie, nee. Hy het uit sy omstandighede en binne sy omstandighede geskryf, dit wat God in gedagte gehad het, en daarom is die Bybel 'n tydlose boek. Waarom dink u, kan ons in die jaar 2023 'n boek lees wat duisende jare oud is, en nog steeds vind ons soveel vreugde, en soveel antwoorde, en soveel blydskap in die lees van die Bybel, want die hele skrif is deur God ingegee. U moet tog nie twyfel aan die Bybel se autoriteit en se oorsprong nie. Ek weet baie teoloë wil vandag vir ons sê, maar hierdie boek is uitgedateer. En wat het ons vanmôre gelees, wat sê Johannes Calvin? Nederigheid is ware intelligensie. As jy eers nederig raak, kan God met jou werk. Hoogmoedige mense, sê die Bybel, is bestem vir God se oordeel. Jy kan wat 'n graad agter jou naam hê, of wat 'n titel voor jou naam skryf, as jy die Here nie ken en in nederigheid dien nie, sê God, is sy toorn vir jou bedoel. En daarom kom ons in nederigheid na God, nie as ons gelyke nie, maar as skepsele wat buig voor die Skepper, en nou vra ons, spreek Here, wat u dienskneg en u diensmag luister. Ons luister nou vanmôre wat God vir ons in sy woord wil sê. Psalm 27, 'n psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? Hierdie woordjie vervaard is die woordjie angstig of bang. Hy sê, as kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja, myne, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut, in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. En ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank. Ek wil sing, ja, psalm sing, tot eer van die Here. Hoor, o Here, ek roep luid, en wees my genadig en antwoord my. Van u sê my hart, soek my aangesig. Ek soek u aangesig, o Here. Verberg u aangesig nie vir my nie. Wys u knegt nie af in u toorn nie. U was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande. Gee my nie oor aan die begeertes van my teestanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan, en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Baie besondere psalm in die Bybel,
Ons vertrou dat die Here ook die oordenking daarvan sal seën en heilig aan ons harte. Ons teks en oordenking, Psalm 27 vers 7 en 8, hoor o Here, ek roep luid, en wees my genadig en antwoord my, van U sê my hart, soek my aangesig, ek soek U aangesig, o Here. Dis tema vanmôre dan, God gebruik moeilike omstandighede, angs en vrees, om ons nader na homself te trek. God gebruik moeilike omstandighede, angs en vrees, om ons nader na homself te trek. Nou vriende, toe ek hierdie boodskap voorberei, het ek daaraan gedink, dat nie een van ons wat vanmôre hier sit, nie een van ons wat vanmôre inluister, hou van stryd, probleme, moeilike omstandighede, pyn, hartseer en dies meer nie. U kan nou maar die spasie invul, en u kan maar die gedagtes skryf wat u daar wil hê. Nie een van ons, vriende, hou daarvan, om deur hierdie krisisse in ons lewens te gaan nie. Nie een van ons hou daarvan om bang te wees, of om deur hierdie stryd te gaan nie. En ek het daaraan gedink, en op my notas dit neergepen, as ons vir onsself 'n lewe kon kies, dan sou hierdie lewe presies soos Adam en Eva se lewe gewees het in die paradys voor die sondeval. Stem jy saam? Ons almal sou vir onsself 'n lewe gekies het van oorvloed, van gemak, 'n lewe sonder siekte, sonder pyn, sonder misverstande, sonder verliese en al hierdie dinge wat so eie en deel is van ons lewe. Maar vriende, ons weet dat al begeer ons so lewe, ons op aarde nie so lewe sal hê nie. U sien, ons lewe, my lewe word gekenmerk deur baie stryd, pyn, siektes, verliese, vrese en moeilike omstandighede. Ons kan van die kleinste vanmôre tot die grootste, van die jongste tot die oudste die vraag vra, het jy al hartseer in hierdie lewe beleef? En die oomblik as jy so vraag vir iemand vra, sal hulle jou aankyk asof jy van Mars afgekom het. Hoe vra jy so vraag? En hoe sal die kinders sê, maar dis 'n stupid vraag. Hoe vra jy my of ek al deur moeilike omstandighede gegaan het, of ek al vreesagtig was of benoud was? Dis deel van die lewe. En vriende, dis presies so. U sien, reg deur die Bybel sien ons dat probleme deel van ons lewe sal wees. Hartseer, misverstande en al hierdie dinge wat ons so dikwels van praat. Die apostel Petrus sê hierdie woorde in 1 Petrus 4 vers 12. Hy sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Hierdie woordjie verbaas, in die Engels, think it not strange. Dis nie 'n vreemde ding nie. Vandag is dit 'n vreemde ding as jy in ons regering 'n eerlike mens kry. Dis 'n vreemde mens. Jy wil hom kloon en jy wil hom uitstuur, dat hy vir die ander kan sê, eerlikheid is die regte pad, sodat almal in hierdie land voorspoed en genade kan beleef. U sien, die Bybel sê vir ons, dis nie 'n vreemde ding, as ons deur stryd en beproewinge gaan nie. Vers 13. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, hoor nou hier, moet julle bly wees. Moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. U sien, wanneer ons praat oor dat die Here gebruik moeilike omstandighede om ons nader aan homself te trek, dan begin ons met hierdie wegspringpunt, dat ons almal vir ons 'n utopia wil hê, en ek wil amper sê probeer indink, maar die realiteit is dat ons moet weet, dat ons deur hierdie vuurgloed van vervolging, beproewing en stryd sal gaan, en dat God dit vir ons afweeg. Ons gaan later sien in die boodskap hoe hierdie legkaarte in mekaar pas, maar ek wil hierdie saak baie duidelik voor u kom lê, is dat ons moet bly wees oor die moeilike tye, want hierdie moeilike tye lewer 'n wonderlike vrug op, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Ons kan nie 'n Christus volg, wat deur die pad van lyding gegaan het, en gesterf het aan die kruis, en dink ons sal 'n teenoorgestelde of 'n rustiger lewe beleef nie. Weet, hierdie wonderlike en kosbare verlossing, van voor die grondlegging van die wêreld daar gestel, was 'n toeval? God sê vir ons,
dat hy hierdie verlossing vir ons bepaal en beskik het, en sy seun gestuur het na die kruis, Christus gewilliglik gegaan, en hierdie pad van lyding bewandel. Vriende, vanoggend gaan ons 'n bietjie 'n paar vrae hanteer, om ons te help om moeilike omstandighede, vrees, angs en benoudhede beter te hanteer, en te sien hoe die Here ook die situasies gebruik, om ons nader na homself te trek. Ons sing graag, as die lewensstorme woedend om my slaan, en ek gans ontmoedig vrees om te vergaan. Tel jou seëninge. As die lewensstorme, tel jou seëninge. As God oor jou moeilike omstandighede toelaat, dink aan God se goedheid. Dink aan die plan, die groter prentjie wat hy daarmee het, en verbly en verheug jou in die feit en wete dat hy ook in beheer is van elke situasie, groot of klein. So ons gaan vanmôre net 3 vrae hanteer, net 3 vrae. En kom ons val weg met die eerste ene onder die tema, God gebruik moeilike omstandighede om ons nader na homself te trek. Die eerste gedagte, die eerste vraag by vanmôre se boodskap is, wat is jou reaksie as die Here moeilike omstandighede oor jou lewe toelaat? En ons gaan vanmôre vir Dawid as 'n voorbeeld gebruik, en ons gaan deur Psalm 27 werk, en ons glo dat u gaan sien, soos Dawid ook geleer en gesien het, dat die Here ook in beheer is, en hy weeg vir ons af dit wat oor ons lewe toegelaat word. So wat is jou reaksie en my reaksie as moeilike omstandighede oor ons lewe kom? Ek bid dat ons reaksie soos Dawid se sal wees, wat ons later in die Psalm gaan sien, maar dat ons ook hierdie gesindheid sal handhaaf. U sal sien, vriende, my woordkeuse is spesifiek so geformuleer. Onthou, God is soewerein. Daarom het ek die vraag gevra, wat is jou reaksie as die Here moeilike omstandighede oor jou lewe toelaat? Soewerein beteken, God is in beheer van elke skepsel, van elke gebeurtenis op die planeet aarde, in die hemel en op aarde. Daar's niks wat hom onverhoeds kan betrap nie. Hy is die God wat kan keer dat iets oor jou pad kom, en hy keer dit dikwels nie, om jou juist deur hierdie beproewing te stuur, om sy wonderlike wil en doel te laat geskied. Kom ons probeer soewereiniteit vir u illustreer. As ek 'n intensie in my hart het, om na afloop van hierdie diens, Sarel se pragtige kar te steel, weet Sarel daarvan? Nee, Sarel weet nie ek gaan sy kar steel, of ek het intensie om dit te doen nie. Wie weet daarvan? God weet daarvan. Sê gou vir my, as ek hierdie kar gaan steel, kan God dit keer? Natuurlik kan God dit keer, hy is die almagtige God. En as hy dit nie keer nie, is hy nog steeds in beheer, is hy nog steeds soewerein. Verseker. So al weet God van my intensie in my hart, laat hy dikwels toe dat ek sekere goed doen, en dan die gevolge daarvan gebruik hy, om my lewe te vorm, en te verander tot sy eer. Nou, daardeur wil ek nie sê kinders van die Here moet steel nie, ek probeer vir u 'n gedagte illustreer. As iemand in sy hart iets voorneem om te doen, dan weet God, asof dit al reeds plaasgevind het. Hy kan keer, dikwels keer hy dit nie, maar hy is nog steeds in volle beheer van wat gebeur het, alhoewel hy nooit die initieerder van die sondige dinge is nie. Jy moet onthou, soewereiniteit beteken, God kan sekere goed keer, as hy wil. Dikwels laat hy hierdie dinge verbygaan, hy sien dit nie oor nie, maar hy laat in jou lewe plaasvind, om jou te vorm en te verander tot sy eer. Ek onthou van gevalle wat ek in die bediening hanteer het, waar die Here goed in mense se lewens toegelaat het, wat hulle gebring het op 'n punt van totale oorgawe, miskien die bewussyn dat hulle nie kinders van die Here was nie, en dat hulle by die Here uitgekom het. So, wat ek vanmôre vir u wil sê, jou reaksie en my reaksie op God se soewereiniteit, moet 'n reaksie wees van, doen slegs u wil. Here, dit wat in my lewe gebeur het, het u 'n spesifieke plan mee, help my om ook hierdie plan van u raak te sien. Alles wat met my gebeur, vriende, goed of sleg, word uit die hand van die Here vir my afgeweeg. Daar is een van 3 dinge wat jy vanmôre glo. Die eerste een is dat God is in beheer van alles en van almal. Weereens, hy is nooit die initieerder van sonde nie, maar hy kan self die sondige optredes van mense stop, en dikwels doen hy dit nie, sodat hy later 'n volmaakte en 'n groter plan ten doel kan stel. Dink aan die kruisiging van Jesus.
Het God geweet sy seun gaan gekruisig word? Natuurlik, kon God dit gekeer het? Jesus self sê vir Petrus, sit jou swaard terug in die skede. Kan ek my Vader nie bid en hy stuur vir my hierdie 70 legioene engele, of 12 legioene engele, wat plus minus 72.000 is, om hierdie mense te vernietig nie? Alhoewel hierdie dinge deur God afgeweeg was, en dit 'n sondige ding was wat mense aan Jesus gedoen het, was God nog in volle beheer daarvan. Daarom glo jy of God is in beheer. Die tweede ding, of die duiwel is in beheer. En ek wil vir u sê, vriende, vanmôre praat ons juis oor hierdie gedagte. Wat is jou reaksie as die Here moeilike omstandighede oor jou lewe toelaat en jy in angs en benoudheid raak? En kom ek sê vir u, wat is die meeste mense se reaksie? Ek het in so 'n kerk groot geword. Jy word gesalf. Die Satan word bestraf. Die deurposte van die huis word olie gesmeer. Die Satan moet wegkom. Hy het geen plek nie, ons sit ons voet neer en ons eis hierdie grond op vir Jesus. Wat 'n belaglikheid. Wat 'n belaglikheid, ons voer mense met 'n God wat vreemd is van die Bybel. 'n Vreemde God wat met sy hande sit in sy hare en wonder, wat moet ek volgende doen as hierdie boosheid oor hierdie land kom, of met my mense, of met my kinders? Ek wil vir u sê, ek praat dikwels met mense, en ek kom agter, hulle het 'n vreemde verstaan van God. Hulle het 'n vreemde verstaan van dit wat God oor ons lewe toelaat, en hulle gee aan die duiwel meer eer as wat die duiwel toekom. Dis die duiwel. Die duiwel het my laat sondig vanmôre. Die duiwel maak my siek. Die duiwel het my werk van my weggesteel. Die duiwel, luister. Martin Luther het gesê, even the devil is God's devil. Dink jy dat God en die duiwel besig is om arm te druk met mekaar? Dat die Here en die duiwel sit en dan is die duiwel so bietjie wenner en dan begin hy verloor? Moenie belaglik wees nie. Dis die God van die meeste kerke vandag. Hy en die duiwel is in kompetisie met mekaar en ons hoop en ons hou duim vas dat hy tog gaan wen en dat sy woord tog in vervulling gaan kom. Ek wil vir u sê, ek was so moeg en siek en sat vir hierdie ding van die duiwel. Ons bestraf die duiwel. Ek sit eendag by 'n konferensie van 'n klomp predikante. En hulle sê, ons gaan nou bid vir die siek predikante. Ja, nou ons kan die siekte seker definieer wat hier siek was, of liggaamlik siek was, maar hoe dit ook al mag sy. En hulle haal die bottel olie uit, en ek maak my oë toe as jong man. En ek buig my hoof, en die volgende oomblik hoor ek hierdie woorde. Satan! In die naam van die Here bestraf ons jou. En ek skrik, ek maak my oë groot, oop, en my oë is net so groot, ek kyk. Ek dink myself, maar ek het nie geleer in die Bybel om oor die Satan te praat nie. Maar dis die tendens van ons tyd, dis die God van ons tyd, wat eintlik wonder wat die duiwel volgende gaan doen. Ek vra jou, wat is jou reaksie in moeilike omstandighede? Glo jy God is in beheer, of glo jy die duiwel is in beheer? Of die derde ene, die most famous, jy self, ek bepaal die lot van my lewe, los my, ek is in beheer, alles sal gebeur soos ek dink, dit moet gebeur. En dan kry jy verkoue. En jy lê daar in die bed, en jy is eintlik pathetiek. Jy lê daar en jy sê, ag, bring vir my koppie tee, of voel nie lekker nie, maar maak nie so bietjie vir my, of my man, vrou, wil nie bietjie wiek smeer nie, agter die ore, bietjie pleisies in die ore sit. Dan kyk ek so na die ou, dan dink myself, jy is in beheer, nee? Wonderlik, ek is bly jy is nie in beheer van my lewe nie. Want vriende, luister, ons is nietig, vlees en bloed. Daarom as moeilike omstandighede oor jou lewe kom, moenie dink jy's in beheer van jou lewe nie. Ja, soms doen jy sonde en God gebruik ook jou sonde. Luister wat ek jou sê. God gebruik self jou sonde om jou nader aan homself te trek, want deur jou sonde tig hy jou. Deur jou sonde is daar bestraffing, daar is genade, daar is vergifnis en daar's 'n nuwe toewyding aan die Here. Glo jy aan hierdie God van die Bybel? As ons kyk na Dawid se lewe, vriende, dan sien ons dat Dawid hierdie God van die Bybel geken het. Hy skryf in Psalm 23, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Ons het daaroor gepraat. Ek het vir u die woorde uitgelig, hy laat my neerlê, groen weivelde, na waters van rus lei hy my heen,
Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En daar sê ons, prys die Here, wonderlike God hierdie, nee. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee. En hierdie gaan nie net oor fisiese dood nie. Dit gaan nie net oor die pad wat ons stap om te sterf, om hierdie liggaam af te lê, om in die graf te gaan lê nie. Ons weet, hierdie gedeelte gaan ook in besonder, al gaan ek deur watter moeilike situasie. Die Bybel sê vir ons, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Wat is jou situasie vanmôre? Watter stryd beleef jy? Miskien het iemand van jou 'n leuen vertel en jy ly onder hierdie leuen. Miskien is jy vanmôre iemand wat jou werk verloor het. Miskien het jy gehoor jy het kanker. Jy's vanmôre siek. Miskien is jy vanmôre iemand wat probleme het in jou huisgesin, met jou kinders, en daar is miskien hierdie probleme wat jy nie kan oorkom nie. Miskien leef jy in vrees in hierdie land. Jy sluit in die aand jou deur, jy sit jou alarm aan, en jy's so bang as jy gaan slaap, en jy dink, wat gaan vanaand gebeur? Wie bel ek as daar moeilikheid is, want niemand tel meer 'n foon vandag op nie. Jy kan verniet 1011 bel, jy sal verseker nie, sal miskien by Nuustak uitkom, of by een of ander News24, maar jy gaan nie iemand kry om te kom help nie. Dis die tyd waarin ons lewe. Wat is jou vrees vanmôre? Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, al is my stryd intens, al is die angs in my binneste groot, ek sal nie vrees nie, want U is met my. Luister, God weeg alles vir jou en my af. Kan hy daardie skelm, wat vanaand wanneer jy slaap, wat jou hek oopbreek, en in jou huis kom en deur jou dak inklim en jou beroof, kon hy dit gekeer het? Natuurlik kon hy dit gekeer het. Hy is God. Waarom het hy dit nie gekeer nie? Ek weet nie. Maar ek vra jou, vertrou jy hom in die maklike en in die moeilike? U sien, is maklik om te sê, ons loof hom, wanneer hy my lei na waters waar rus is, wanneer hy my siel verkoop met die goeie. Maar as wanneer hy my deur daardie dal van doodskaduwee lei, dat ek so 'n bietjie 'n probleem het met hom, en 'n probleem het met sy leiding. Spreuke 16 vers 1 sê, die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die Here. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Die Bekes gesin besluit, hulle gaan Mosselbaai toe. As jy nog nie daar was nie, asseblief, doen jouself 'n guns, gaan een keer in jou lewe soontoe. Hartenbos spesifiek, en dan loop jy daar op die wandelroete met 'n roomys in die hand, dan sien jy wat die paradys min of meer gelyk het na. OK, maar in 'n geval, die Bekes gesin beplan om 'n vakansie te gaan hou in Mosselbaai. Alles is gepak, Ma is opgewonde, Kalfyn is opgewonde, Jolani is opgewonde omdat sy vir Kalfyn nie gaan sien vir 3-4 weke nie. Almal is bly, almal is gelukkig, en hier ry ons. En daar buitekant Bloemfontein slaan ons 'n slaggat. Ek probeer 'n scenario skep. Ons slaan 'n slaggat en ons kom in 'n ongeluk. En ons lê almal in Bloemfontein se hospitaal. Was God in beheer daarvan? 100%. Ons wil nie so oor God dink nie. Waarom nie? Want die klomp predikante op televisie en die klomp predikante van kansel sê vir ons, dis nie wie God is nie. Hy wil hê jy moet vreugde en geluk en blydskap en al hierdie goed hê. Wanneer jy daar by die hospitaalbed staan, by jou kind, soos ek en Eva vir jare gestaan het, by ons 2 oudste kinders, wat sieklik was, en ons staan ons vir 'n week of 2 weke by die hospitaalbed, en al wat ons kan doen is, roep na die Here. Die antibiotika word gegee, die medikasie word gegee, en ons weet, as God nie ingryp nie, is alles te vergeefs. Dis die God van die Bybel. Hy's nie Kersvader nie. En ek wil vir u sê, wanneer jy vir 'n week, in 'n maand, en 2 maande, en 6 maande, en 8 maande, en 2 jaar siek bly, deur stryd gaan, dan sukkel jy om sin te maak van al hierdie goed. Ons dink ons weg uit, God rig ons planne. Waarom het ons al vir 14 jaar Mosselbaai toe gery? Teruggekom, alles het goed gegaan, nie is 'n papwiel gekry nie, omdat ek goed is, die kar voorsien het, mooi bestuur het, al die slaggate gemis het, omdat hierdie God goed was vir ons, goed is vir ons.
en sy genade vir ons is groot. Die Here sê in Romeine 8:28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek praat eendag met 'n senior predikant en ek vra vir hom nou wat beteken hierdie alle, en ek wil vir u sê, die eierdanse wat hy gedoen het, was meesterlik. Jy kan hom 'n pos in die regering gee. Hy het sulke eierdanse uitgevoer om net niks slegs in hierdie saak in te bring nie. Luister, die Here is baie duidelik daaroor, dat hy soms 'n ander nasie opgewek het om sy eie volk te tugtig, dat hulle kan luister. Is God 'n sadis? Is hy wreed? Is hy ongenaakbaar? Die einddoel van my en jou lewe is Christus. Hy moet gestalte in ons kry, en die Here sal selfs die swak en verkeerde en sondige dinge gebruik. Die moeilike omstandighede om ons na hom te trek. En nou kom ons by Dawid uit. Dit was die inleiding tot Dawid sy reaksie, wanneer moeilike omstandighede oor jou kom. Wat het met Dawid gebeur, toe Dawid moeilike omstandighede beleef het? Nou, almal weet dat Dawid dikwels moeilike omstandighede beleef het. Kom ek lees gou vir julle 'n kort opsomming. Hy het vyande gehad, baie vyande, Filistyne, Amorite, Jebusiete, en ons kan almal noem. Baie van sy eie kinders was rebelle. Jy het miskien gedink Dawid was die wonderlikste pa op aarde. Hy was nie 'n baie goeie pa nie. Hy was eintlik 'n redelike pa of kom ek sê afwesige pa, gaan lees maar. Absalom is 2 jaar in Jerusalem, Dawid sien nie sy gesig vir 2 jaar nie. Sy seun is 'n rebel. Ons sien dit in sy lewe. Het dit Dawid geraak in sy hart? Verseker. Dawid was siek by tye. Liggaamlik het Dawid as koning gelei. Hy was siek. Dawid het met sonde geworstel. Ons dink maar aan Batseba. Ons dink aan die tel van die volk waar sy hart hoogmoedig geraak het. Dawid het by meer as een geval die tug van die Here beleef, waar die Here hom fisies liggaamlik siek laat word het, en dat daar baie ander stryd in sy lewe was. Hy moes as koning meer as een keer gevlug het vir sy lewe, en meer as eenmaal moes Dawid in die woestyn van En-Gedi geroep het na die God van die hemel om hom genadig te wees. Maar hoor nou, nooit, en u moet vanmôre hoor wat ek vir u sê, nooit, maar nooit lees jy dat Dawid die duiwel bestraf het nie. Gee my een vers waar Dawid gesê, duiwel, in die naam van God bestraf ek jou. Wys my een keer waar Dawid Nathan geroep het, die profeet, en van hom gesê, Nathan, bring die olie. Dit moet olie van Israel wees, né? U weet mos hoe dit werk. Bring olie van Israel en salf my paleis se deure en salf al die poorte dat die vyand nie hier kan inkom nie. Die dak te hoog is, moet iemand kry om by die dak uit te kom, want hulle salf alles behalwe die dak. Verstaan dit nie? Nooit sien ons hoe Dawid die Here beskuldig of bevraagteken. In die jare van my bediening moes ek gereeld by mense gesit het, en glo my, ek oordryf nie nou nie. Kom ek by hulle aan en sê ek vir hulle, hoe gaan dit? Ek is kwaad vir die Here. Hoe is jy kwaad vir hom? Hy het my man weggeneem. My man was nog jonk. En ek moet hier hierdie kwaad eers worstel. Of hy het my sussie weggeneem, of hy het my broer weggeneem, of hy het my pa weggeneem. Dan dink ek vir myself, maar het ek vir my pa lewe gegee? Het ek vir my broer lewe gegee? Wat is jou en my situasie of ons reaksie wanneer die Here moeilike omstandighede oor ons lewe toelaat? Dis baie keer bepalend van wat in ons hart aan die gang is. Glo my, die afgelope tyd met my eie siekte, met die hart en die klomp kardioloog by wie ek was, moes ek maar diep selfondersoek gedoen het, want my bose hart het dikwels gevra waarom ek. Die goddeloses gaan aan, ek speel golf saam met ouens wat 75 en 80 is, en hulle stap daar met 'n tees of met 'n golfhempie sonder 'n ves aan, en ek trek altyd 'n ves aan, want ek is bang vir verkoue en griep. En hulle drink een bier na die ander en ek drink water, nee, want leeu's drink water. Nou stap ek op die golfbaan, ek dink myself, maar hulle is gesond. Hierdie ou vertel my van die operasie wat hy gehad het, dieselfde as ek gehad het, hy is gesond en myne was nie suksesvol nie. En wat kom doen die vyand? Is God in beheer? Is hy lief vir jou? Gee hy regtig om vir jou? En wat doen ek? Ek wonder. Dis 'n goeie vraag daai. En wat het die duiwel met Eva gedoen in die tuin van Eden? Het God gesê, luister, Dawid doen niks van hierdie dinge nie. Hoor wat doen Dawid? Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees?
Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek angstig of bang wees? As kwaaddoeners na my nader kom, my vlees te eet. My teestanders en my vyande, ja, myne struikel hulle selfs. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog op teen my, nogtans vertrou ek. Kyk gou wat gebeur het. U het opgetel terwyl ek gelees het. Daar was 'n bietjie 'n klemverskywing in Dawid se hartsgesindheid. Aan die begin baie vrymoedigheid. Al staan die oorlog teen my op, die laar stamp teen my op, ek sal nie vrees nie, my hart sal nie bewe nie. Maar in vers 7 lees ons, hoor o Here, ek roep luid. Dis asof Dawid, kyk maar die vyand is nie weg nie, ek glo aan die Here en ek vrees nie en my hart is nie benoud nie, maar hulle raak nie weg nie. Die vyand is nog steeds daar, die mense wat teen my opstaan is nog steeds daar. Dawid raak so 'n bietjie benoud, hy sê, o Here, hoor, ek roep luid en wees my genadig. Van U sê my hart soek my aangesig, ek soek U aangesig, o Here. Vers 9, verberg nie U aangesig vir my nie. Wys U knegt nie af in toorn nie. U was my hulp verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Ek vra vanmôre vir jou, wat is jou reaksie wanneer God moeilike omstandighede oor jou lewe toelaat? Is jy soos koning Dawid wat met die nodige ootmoed en vertroue en afhanklikheid die Here eer, ook vir die moeilike wat hy vir jou afweeg? Ek vertrou dat die Here ook, vriende, vir jou en vir my genade sal gee om soos Dawid regtig op hom te vertrou. Ek moet sê in hierdie tyd wat verby is, 3 jaar nou, wat ou deur hierdie liggaamlike toestand gaan, moes ek op 'n stadium my sondige hart voor God bely. My harde hart wat 'n gedagte vir myself gekoester het, wat nie gerealiseer het nie. In die tussentyd was die Here besig om my te vorm en my te verander. Vriende, ek weet ek en jy sukkel dikwels om fokus te bou, om perspektief te kry. Moeilike omstandighede is moeilik, ek maak nie dat dit nou ewe skielik, ag, dis niks nie. Jy het jou pa verloor of jou vrou verloor aan die dood, ag man, kom maar oor, bou 'n brug en kom maar oor. Dis nie wat ek sê nie. Maar wat ek net vir jou sê, die God wat vir jou die goeie afgeweeg het, die mooi jare saam met jou vrou, saam met jou pa, saam met jou familie, die goeie werk wat hy jou gegee het, die pensioen wat jy daaruit gekry het, die tye wat jy op vakansie was saam met jou geliefdes, is goeie tye, maar ook dieselfde hand weeg vir jou ander dinge af wat miskien vir jou moeilik is. Maar vertrou hom op dieselfde manier. Aanbid hom vir dieselfde God wie hy is. Moenie dink dis nou die duiwel of jouself of jou verkeerde besluit wat hierdie goed veroorsaak het nie. Baie keer kom mense na my toe en hulle sê vir my, luister, ek wil hierdie nuwe betrekking aanvaar. Wat dink jy? Dink jy die Here wil hê ek moet dit doen, ja of nee? Dan is daar 'n sekere paar dingetjies dat ek vir iemand sê wat hy moet doen. Help nie, jy kom en jy wil God se wil vra vir jou lewe, terwyl jy glad nie 'n pad moet omstap nie. As jy werklik God se wil vir jou lewe wil hê, het jy nodig om die woord daagliks te lees. Maar wat ek vir hulle sê is, al maak jy 'n verkeerde besluit, dan sal God jou in daardie moeilike besluit vorm. En hy sal jou verander, dat jy meer sal word soos Jesus. Hoor ge wat gebeur met Paulus. Paulus, apostel van die Here. Paulus het nie hierdie apostelskap ligtelik opgeneem nie. Die Here het Paulus op 'n besondere manier ontmoet, gaan lees die Bybel. En nou kry Paulus hierdie doring in sy vlees, en hy sê dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie. Is my 'n doring in die vlees gegee, engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Die volgende vers bestraf Paulus die duiwel. Sê gou vir my, dat Paulus die ouderlinge inkom om te salf, en die werking van Satan te bestraf, die doring in sy vlees. Nou mense spekuleer oor wat dit was, ons weet nie, ons weet dit was intens. Wat doen Paulus? Hy bid. Hy 3 maal daaroor gebid, dat hy van my sou wyk, wat ook al dit was. En die antwoord kom, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag swakhede, daarom het ek behaag in swakhede.
in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil, want ek is swak. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Wat is die American Dream? Dieselfde as die South African Dream. 'n mooi huis, 'n huis by die see as jy kan, mooi kar, 2 miskien, dubbelmotorhuis, mooi meubels in my huis, 'n goeie salaris, dis die American en South African Dream. Dan is die Here goed vir my. Vergeet daarvan. As ek vanmôre die een is om hierdie babbel vir jou te bars, dan dank ek die Here. Maar luister, jy is op aarde, en die Here weeg vir jou sekere dinge af, om jou meer te maak soos Jesus, nie om jou gemaklike lewe op aarde te gee nie. Dank God vir die mate van gemak wat ons beleef. Maar hy is hier, dat ons hom sal dien. Ek wil vir u sê, daar's oggende in my lewe gewees, en nou nog, dat ek opstaan, dat ek vir die Here sê, ek sien nie kans vir hierdie dag nie. Die lewe is, die stryd is net te veel. Maar waarom is ek vanmôre nog hier? Omdat ek so goed is, omdat ek in die spieël staan en sê, kom Gerard, kom man, go for it. En soos die golfers maak, ons slaan op die bors. Ek doen dit vir my land en my volk. Vergeet daarvan. Ek staan in die môre op, want God se krag werk in my swakheid. Om die lewe in die oë te kyk en vir u vanmôre te sê, vertrou hom of dit maklik of moeilik gaan. Of jy vanmôre trane huil, of jy vanmôre bly is oor 'n verhoging wat jy gekry het, of 'n kind wat by die kruis uitgekom het, hoe dit ook al mag sê, vertrou hierdie God. Wat is jou en my reaksie, wanneer God moeilike omstandighede toelaat? 'n Laaste woord van Spurgeon, en kom ons by die volgende gedagte. Spurgeon het gesê, I have learned to kiss the waves that throw me up against the rock of ages. Wat sing ons? Ewige rots geklief vir my. Laat my veilig in u bly. Laat die water en die vloed uit Isaias lewensvloed my tot heil wees en tot krag teen die sonde, skuld en mag. Rock of ages, clef for me. Dis wat Spurgeon sê, al is die golwe vir my oorweldigend. Al lyk dit of hierdie bootjie besig is om te sink. Luister, jou en my boot sal nie sink as ons aan die Here behoort nie. Want hy het beloof, hy gaan ons veilig in die hawe aanbring, by sy heerlikheid in die hemel. Gaan lees Pilgrim's Progress. Christen wat hier by die doodsjordaan kom en met al die benoudhede wat hy al reeds beleef het, kom daar en hy wonder, gaan God getrou wees om my deur hierdie laaste stryd te dra. En hy aanskou die heerlikheid. En hy's deur daardie beproewing in God se heerlikheid. I have learned to kiss the waves that throw me up against the rock of ages. Vriende, die hedendaagse godsdiens, en ek sê dit net weer, ek wil my nie self herhaal nie, waar ons alles salf en bestraf en allerhande vreemde dinge doen, is vreemd aan die gereformeerde Bybelse waarhede. Want u sien, God se soewereiniteit word erken en geëer bo my omstandighede. Halleluja, 2:6-5 sê, alles kom van bowe. Loutering en vreug. Liefde bring ons alles. Kwel dit of verheug. Laat ons bou op Jesus, volg maar sy bestel. As ons op hom reken, maak hy alles wel. Die koorgedeelte, harte wat vertrou en stil in God berus, vind na sy belofte volle vrede. Waarom sou Paulus te midde van hierdie engel van Satan wat hom aanhoudend met die vuis slaan, waarom sou hy kon sê, ek roem eerder in my swakhede, want het op hierdie punt uitgekom, goed en sleg word deur God vir my afgeweek. Ek eer die Here, want die beste lê vir my voor, die hemel wat die Here vir my voorberei het. Die tweede vraag, die tweede en derde is korter, hoor, skep moed, veral vir julle wat op die wit stoele daai kant sit. Skep moed, dit gaan nie nog te lank aangaan nie. Die tweede vraag wat ek wil vra is, uit Dawid se lewe, ons het gesien hoe Dawid se reaksie is. Toe die moeilike omstandighede kom, toe aanbid hy die Here, toe soek hy die Here se aangesig, hy vra, Here, help my, Here, wees my naby, Here, hoor my as ek roep, ek vertrou u met my hele lewe, al is die vyande besig om teen my aan te storm. Die tweede ene, in watter opsig is die Here my lig en my heil? Dawid sê in Psalm 27 vers 1, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard of angstig of bang wees? Dis die vraag wat hy vra. Hy sê die Here is my lig en my heil. Hierdie woordjie heil beteken verlossing. Die Here sal my uitred. Die Here is my verlosser. Vir wie sou ek vrees?
Hy is 'n toevlug vir my, ek kan by hom wegkruip, ek kan by hom skuil. Vir wie sou ek dan angstig en bang wees? Ek het bietjie oor hierdie gedagte gedink en bietjie nagelees daaroor. En die vraag, in watter opsig is die Here jou en my lig en my heil, soos hy die van Dawid was. Nou vriende, een ding wat baie duidelik is, in tye van erge angs en stryd, lyk alles donker. Stem jy saam? Wanneer ons deur 'n lang tyd van siekte gaan, of wanneer 'n geliefde sterwe, of wanneer my man sy werk verloor, of my vrou, of daar een of ander probleem met die kinders is, dan lyk alles donker. Dinge maak net nie meer sin nie. Dit voel amper of hierdie rekenaar die mekaar geraak het. Dit voel of daar 'n virus ingekom het. En hy is besig om hierdie hele program die mekaar te maak, want ek is geprogrammeer dat as dit gebeur, bestraf ek hierdie ding, en ek doen daardie ding, en ek reageer so, en ek roep hierdie ou in, en alles is weer reg, en alles is weer goed. En nou gebeur dit nie. Alles lyk donker. Dikwels kwyn ons geloof, en ons voel asof ons nooit weer die lig sal sien nie. Dit is juis in hierdie tye, wat die Bybel ons leer, dat God ons lig en verlossing of skuilplek is. Volg saam met my vriende, so wonderlik toe die Here hierdie waarheid ook vir my uit sy woord kom wys het. Lig, vriende, verdryf duisternis. Stem jy saam? Nou, wie van u weet nie hoe duisternis lyk nie? In Suid-Afrika is duisternis deel van ons lewe, beerdkrag. Ek dink amper is geen krag deesdae nie. By ons het daar die een kragstasie ontplof, ek dink vir 6-7 dae die mense nie een dag krag gehad nie. Maar wat gebeur as jy hier in die aand in jou huis sit, dit is pikdonker, en daar gaan die ligte aan? Jy's dankbaar. Kyk, jy's bietjie kwaad oor die ouens nie vir jou krag gee en jy betaal elke maand so groot rekening, maar tog is daar so dankbaarheid in jou hart, want die lig verdryf die duisternis en jy kan die dinge doen wat jy moet doen. In die lig, vriende, is dinge meer sigbaar. Dis meer hanteerbaar. Waarom is die aand vir ons so moeilik? As jy siek is, voel daar die 10 ure in die aand, of hy 8 ure vanaf die son sak, tot die son weer opkom, voel vir jou soos 3 dae. En as daar die lig deurbreek in jou kamer, dan sê jy, prys die Here. Ek sien weer kans vir hierdie dag. Dis meer hanteerbaar. Die Here is ons lig en deur die geloof moet ons sy leiding soek en volg deur die blaaie van die Bybel. Hierdie gedagte, as Dawid sê, die Here is my lig, beteken dit, God werp lig op Dawid se omstandighede, deur sy wonderlike woord en sy heilige gees wat Dawid lei, om vir hom te leer dat deur hierdie moeilike donker tye, hou vas aan my, want ek is by jou. Ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Dawid sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en is 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en is 'n lig vir my pad. Vriende, geloof in God is soos die lig wat in die donker tonnel skyn. Geloof in God is soos die lig wat in die donker tonnel skyn. Daarom bid Dawid in Psalm 43, hy sê, stuur U lig en U waarheid, laat die my lei, laat die my bring na U heilige berg en na U woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap, en U kan loof met die siter, o God, my God. Ek vra jou vanmôre, die stryd waarin jy is, het dit jou al gebring by die punt, waar jy in jou binnekamer net gebuig het, vir die vrou en die kinders gesê, gee my net 'n tydjie in my binnekamer saam met God. En daar in jou binnekamer het jy geroep na hierdie God in die verborgene. En die Here het vir jou deur sy woord lig kom werp op jou situasie en vir jou geloof kom skenk om hom te vertrou te midde van dit wat jy beleef. Ek gaan gou vir u 'n voorbeeld gee, die Bybel van die apostel Paulus. Hy bly maar vir my een van hierdie besondere manne van die Here. Paulus beroep homself op die keiser daar in Handelinge, die 27ste hoofstuk. Wat gebeur? Die Jode wil Paulus doodmaak en hulle smee 'n komplot teenoor hom en Paulus kom agter dat hier 'n komplot teen hom gesmee is en hy sê ek beroep my op die keiser. En hulle sê vir hom, jy het beroep op die keiser in Rome, na die keiser sal jy gaan. En hier moet Paulus op 'n boot klim. En daai tyd het hulle nie hierdie cruisers gehad wat ons vandag het. Ek sien nou die dag, die bote is 1,5 biljoen rand om te bou. Vat so 4 na 5.000 passasiers. Jy het swembaddens waar jy kan swem tot jy
brein gebrand is, jy kan gaan eet by restaurante soveel soos jy wil, en daardie plek is 'n luukse skip. Dis nie wat Paulus beleef het nie. Paulus beroep hom op die keiser, hulle gee hom oor aan die wag wat op die einde van die dag moet kyk dat die prisoniere nie ontsnap nie, en Paulus is op hierdie skip, en die Bybel sê vir ons, hulle kry hierdie geweldige storm. Hoofstuk 27 vers 22. Jy moet let op wat hier staan. Paulus na dae, die onderste vers sê 14de dag. Wie van die was al 14 dae in 'n storm op die see? Luister, as ons vir 4 dae in 'n storm is in ons huise, dan vrees ons. Kyk die afgelope tyd, hier op die kusstreke waar die golwe hoog was en huise oorstroom was, die nood en die angs en die pyn. Hier is hulle op hierdie ou skytjie, op hierdie massiewe groot oseaan met die waters wat inslaan. Nou lees ons Paulus na die 14de dag, maar nou vermaan ek julle om moed te hou. Weet jy waarom is ons op hierdie aarde kinders van die Here? Om vir die ongereddes te sê, ons tuiste is nie hier op aarde nie. Ons hou moed, al is die omstandighede hoe moeilik, want ons is op pad na ons hemelse tuiste. Vermaan julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Vir 14 dae het Paulus nie geëet nie. Vir 14 dae was dit donker, hy het die son nie gesien vir 14 dae nie. Die Bybel sê vers 23, want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van God aan wie ek behoort, wat ek ook dien, en vir my gesê, moenie vrees nie Paulus, jy moet voor die keiser staan en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Verskyn daar nog engele aan ons? Gisteraand het daar 'n engel na my gekom en gesê, Gerard, so preek jy Psalm 27. Hou moed, jy hoef nie voor te berei nie. Wat God vir jou sê, sê dit vir die gemeente. Nee. Die Here praat vandag met ons deur die woord. Paulus se tyd was die Here op 'n besondere manier werksaam om vir hom moed te gee in hierdie moeilike situasie. Hy het dit vir ons opgeteken, en daarom sê Paulus, die hele skrif is deur God ingegee. Dieselfde krag wat Paulus geput het uit hierdie wonderlike openbaring wat God hom gee, put ons uit die woord vandag. Nou sê vers 33, en teen die tyd dat dit dag sou word, het Paulus almal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê, dit is vandag die 14de dag dat julle in afwagting bly vas sonder om iets te gebruik. Waarom kon Paulus sê, hou moed manne? Waarom kon Paulus hierdie lig wees in hierdie donker situasie? Want hy sê, want ek glo God, dat het sal wees soos aan my gesê is. Glo jy God se woord, het die autoriteit, om vir jou te sê in moeilike omstandighede is God by jou, en glo jy dit met jou hele hart. Jy sien in watter opsig is God my lig en my heil. Deur sy woord en deur sy Heilige Gees, geef my lig in my moeilike, donker omstandighede, en deur die geloof versterk in my hart, dat God nie nou vir my kwaad is nie, dat ek nie die duiwel hoef te bestraf nie, dat ek nie heeltyd moet snaakse goed besig hoef te wees nie, maar God te vertrou. Hoor wat sê Dr. Lloyd John Ogilvie, hy skryf, hy sê, faith is the outer manifestation of an inner heart in communion with God. As jy God dien in die goeie tye, sal God by jou wees in die slegte tye. Moenie dink as jy hom nie in die goeie tye dien, dat jy ewe skielik nou hierdie spaarwiel kan uithaal en sê, kom ons sit die nuwe wiel op en ons hoop, dat die probleem so vinnig as moontlik uitgesorteer kan word nie. Nee, hy sê, faith is the outer manifestation of an inner heart in communion with God. Hy sê, the more of him that dwells in our hearts, the more faith we will have for our problems. Faith is our response to the loving presence of God who comes to us in our problems. Dan sê hy, hoor nou wat staan hier, when problems pile up, wanneer dit meer word, as die lewensstorme woedend om jou slaan, when problems pile up, our need, hoor wat hier staan, dis wat die woord vir ons leer, wat Paulus vir ons leer, wat die Here ons leer. Our need is not to have more faith, to get God to solve them, but to seek God for himself. Problems are an alarm signal of our need
for him. Vriende, dien ons die Here vir wie hy is, of vir wat hy vir ons gee? Vra jouself die vraag. Dien jy hom vir wie hy is, of vir wat hy vir jou gee? Ek dink die probleem is, die Here sien, in die westerse kultuur is ons lief vir die hier en nou. Dis lekker, om op 'n Saterdag die vuurtjie aan te steek, man, en daai stuk steak met daai vetjie so om, te braai met 'n stukkie wors, vrou maak pap en sous. Nou raak jy honger, ek weet, ek ook. As iemand vanmiddag braai, nooi my. Maar hoort ook al mag sy. Dis lekker. Ek weet nie of die rugby so lekker is nie, want, jy weet, die skoppery is maar nie goed, hoor ek nie. Ek kyk dit nie eintlik nie. Hulle sê nou die dag, wel daai ou, toe hy klaar rugby gespeel het, die muur geskop het uit frustrasie, toe skop hy die muur mis. Maar hoe dit ook al mag sy, dis vir ons lekker om Saterdag hierdie goed te hê, maar nou wil ons hele lewe so hê. Ons wil ons hele lewe inrig vir hierdie gemak. Nee, die Here laat probleme toe. Waarom? Sodat ons nader aan hom kan kom. Dat ek hom kan ken, hoor dat sê Paulus, sodat ek hom kan ken. En die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Wanneer laas het jy vir die Here gesê, Here, sodat ek u kan ken? Wanneer laas jy jou fokus weggedraai van jou probleme? Wat ook al die probleem is, noem hom vanmôre. Miskien is daar baie. Miskien 'n sondeprobleem. Wanneer laas jy jou oë weggedraai van jouself en gesê ek wil hom leer ken, sy getrouheid, sy genade, sy goedheid, sy sagmoedigheid, sy lankmoedigheid, sy tug oor my lewe, wat ook al, dit wat hy oor my lewe toegelaat het. Ek wil hom ken. Problems are an alarm signal of our need for him. En dit bring ons by ons laaste punt. En is nog vroeg, daar is nog baie tyd. Watter praktiese stappe kan ons neem om die heerlikheid van die Here te aanskou in ons omstandighede? Eerste plek, Dawid se reaksie op moeilike omstandighede. Hy het na die Here gevlug. Wat beteken hierdie lig wat Dawid sê, die Here is my lig, deur God se woord en God se gees, het die Here vir hom ook versterk en in die donker omstandighede lig gegee. Sodat Dawid ook gesê het, ek soek niks en niemand anders te behalwe die Here self nie. Ek soek die Here, want hy is die een wat lig in my lewe gee, deur sy waarheid en sy woord. Die derde en laaste gedagte, hy gaan nie te lank wees nie. Watter praktiese stappe kan ons neem om die heerlikheid van die Here te aanskou in ons omstandighede? Praktiese stappe. 1. Psalm 27 vers 4. Lees jou Bybel. Kom ek lees vir u. Een ding het ek van die Here, wat staan daar? Begeer. Dit sal ek soek. Lees u die Bybel so. Daar is sekere woorde wat belangrik is. Die hele skrif is deur God ingegee, maar sien wat die Here vir ons sê. Begeer sal ek soek. Wat soek hy? Dat ek nou gesond kan word. Here, ek soek gesondheid. Ek soek dat my liggaam weer soos 'n jong mens sal wees. Ek wil my beursie aanspreek en vir hom sê, beursie, wees vol. Kar verander in een of ander nuwe sportskar of wat ook al. Dawid sê, ek soek, ek begeer, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Hoor nou, wat staan daar? Om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek. Is dit nie vir u mooi nie? So, watter praktiese stappe neem Dawid? Hy sê, eerste plek, een ding, die belangrikste van alles, ek begeer, en ek soek, al die dae van my lewe, om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ek wil vir u sê, ons beleef baie hartseer en ons stryd is baie meer intens, omdat die Here 'n klein deeltjie uitmaak van hierdie stryd. Wanneer ons moeg is, en ons is moedeloos, en ons het met almal gepraat oor ons probleem, en ons het daai vriend gebruik, en ons het alles gedoen, dan dink ons by onsself, maar, miskien moet ek met die Here praat oor hierdie saak. En is eintlik waar dit moet begin. As nood na my kant toe kom, as stryd na my kant toe kom, is my eerste reaksie, Here, ek begeer, ek soek, al die dae van my lewe, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek. Met ander woorde, wie is God?
sy attributes, sy getrouheid, sy genade, sy goedheid. Kyk wie hy is, memoriseer sekere beloftes, ons gaan nou prakties vir 'n paar dingetjies wys. Vers 5, Dawid se vertroue, hy steek my weg in sy hut, hy verberg my in sy skuilplek, hy verhef my op 'n rots. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Hierdie oorspronklike sê nie, sy pa en sy ma het hom weggegooi nie, want dit was nie so nie. Die Engels sê, even if my father and mother should desert me, you will take care of me. Dawid se vertroue was so al, gooi my pa en my ma my weg, vertrou ek nog op die Here. Maar eie pa het oorgekom. As 'n jong seun, dink ek van 7 jaar, het sy pa hom weggegooi. Hy het in 'n veld gebly, tot sy ouma en ouma te hoor, oupa en ouma te hore gekom het daarvan, hy het hom ingeneem. Luister, my pa is dood op 77, hy het nog nooit in al die jare wat ek hom geken het, met 'n wrevel gepraat teenoor sy pa en sy ma nie. Hy het hom weggegooi. Maar in wie was sy vertroue gewees? In God. Sy jong man het hy liggaamsbou gedoen. Die ouer manne sal hoor en weet van Red Spark, in die tyd van Arnold Schwarzenegger. Hulle was manne wat saam geoefen het, my pa in hierdie gym, en Arnold Schwarzenegger het een keer Suid-Afrika toe gekom, vertel my oom my, en hy kon sien hoe lyk hierdie man. Hy het eers sy vertroue daarin gestel, hierdie groot sterk man te word. En toe red die Here sy siel. En wat gebeur? As my pa en my ma my weggooi, God bly my rots. As jy en ek God nie leer ken nie, vriende, sal ons stryd net meer intens raak. Hoor nou, Here, leer my. Is jy leerbaar? Of dink jy weet alles? Here, leer my U weg en lei my op 'n gelyke pad. Gee my nie oor aan die begeertes van my teestanders nie. Vers 13, as ek nie geglo het dat die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Dan vers 14, iets wat ons niks van nou nie is, wag op die Here. Jy weet mos hoe werk dit in Suid-Afrika? Miskien is jy heeltemal heiliger as wat ek is, of wat die ander ouens op die pad is, maar jy staan by die roebord en jy kyk in angs en vrees na daai roebord, wanneer daai pyltjie aangaan dat jy kan wegtrek, want as jy in 'n breekdeel van 'n sekonde nie wegtrek nie, hoor jy? Not. Kyk man! Sorry, jy ry. Ons kan nie wag meer nie. As jy by McDonald's stop of by Burger King vir 'n extra long chili cheese dog, wat bitter lekker is, dan wil jy al jy sê hier betaal met die ou al staan met die sakkie by die ander venster, want jy's haastig. Miskien is dit die rede waarom ons soveel hartseer het, want ons wag nie op die Here nie. Wees sterk en laat jou hart sterk is. Net 'n paar praktiese raad in tye van moeilike omstandighede. Angs en benoudhede. Kom tot verhaal. Wanneer daar dood in die familie is, wanneer daar 'n krisis in jou lewe is, wanneer daar werksverlies is, wanneer daar gebrek aan inkomste is, wanneer jou kind toegesluit word omdat hy 'n rebel is en hy het ingebreek of iemand amper half doodgeslaan, wat moet jy doen? Kom tot verhaal. Met ander woorde, wat is besig om te gebeur? Vra onmiddellik vir die Here vir wysheid. Vra hom vir insig. Tweede ene, bid al voel die vlees hoe tam. Dis die laaste ding wat ons wil doen as dit moeilik gaan, is om te bid, want ons dink gebed is 'n vermorsing van tyd. Die Bybel sê, bid tot jou Vader in die verborgene, hy sal jou in openbaar vergelde. Dink aan God se attributes, sy getrouheid, lankmoedigheid, ensovoorts. Volgende ene, lees die woord, jou volgende gedeelte. Ek hoop jy volg 'n Bybelleesprogram, lees die volgende gedeelte. Kyk wat God se antwoord vir jou is uit die woord. Memoriseer sy beloftes. Belangrik om jou gedagtes te voed met God se woord. Vat dit een dag op 'n slag. Dank God aan elke einde van 'n dag dat hy vir jou genade gegee het om deur hierdie donker dag te kom, deur hierdie stryd. As jy faal, staan op en hernie jou vertroue en toewyding aan die Here. Hy moet jou fokus bly. Vriende, as jy val, jy gaan val. Jy gaan val. Maar as jy val, en wanneer jy val, staan op. Daar was net een volmaakte op aarde, dit was Jesus Christus. Ons moet ons oë hou op hom, die volmaakte. En as onvolmaakt is, moet ons sê, Here, vergewe my dat ek U nou wantrou het, dat ek miskien U betwyfel het, dat ek miskien hier in die oomblik van onwaaksaamheid miskien gedink het, waarom doen U dit? En
Waarom laat U hierdie goed oor my toe? Hernie jou vertroue in die Here. Pas op vir selfbejammering. Die meeste van ons verval in selfbejammering, glo ek het al berading gedoen met baie mense. En die meeste wat jy hoor by berading is ek. Op 'n stadium voel jy net, jy wil net vir hulle sê, asseblief, ek smeek jou, kry klaar met jouself. Ja, jy het hartseer, maar dink U, toe God sy seun verbruisel het aan die kruis, hy was gevoelloos. Dink jy daar in die hemel gesit en gesê, nou gaan ek hierdie seun van my verbruisel. Dis nie wie God is nie, hy het 'n hart vol medelee en simpatie. Ek glo, daardie oomblik toe daardie donker gebeur op Golgotha plaasvind, waar die son verduister was, en Jesus uitgeroep het, my God, waarom my verlaat? Waarom het U my verlaat? Was om vir ons te wys hoe God sonde haat, maar ook daardie skandtoneel op die kruis, om dit te verberg vir die oog van die mens. Pas op om met jouself besig te raak. Ons lees nooit van Jesus wat heeltyd met ek besig was nie. Hy sê, so is dit die wil van my Vader, wat my gestuur het. U en ek is hier op aarde, om die wil van Vader te doen. Jy het nie aangemeld vir 'n sonnaskoolpiknik nie. Dit sal ons daar by Lukas hê. Jy het aangemeld vir 'n oorlog. Stryd, pas op vir selfbejammering. Volgende ene, praat met jou man of vrou, jou pa of jou ma, of ander kinders van die Here oor die saak, en bid saam daaroor. Die vertroosting wat ander kinders van die Here bring is wonderlik. Moenie heeldag loop en top oor jou omstandighede nie, rig jou hart op die Here, wat in beheer is, en help ander waar jy kan. En dis die einde van my boodskap, ek sluit af. Psalm 73:26, al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Maar wat my aangaan, dit is my goed om naby God te wees. In die Here het ek my toevlug gestel om al U werke te vertel. Die Here laat moeilike omstandighede toe oor ons pad. Wat is jou reaksie daarop? Wat verstaan jy onder God is my lig en my heil? En dan die derde gedagte, die praktiese. Wat is die praktiese dinge wat ek kan doen? Oor gou waarom die Here jou deur hierdie moeilike omstandighede stuur, behalwe om te word soos Christus en God beter te leer ken, wat ons nou baie oor gepraat het. Daar's iets wat vir my net opgeval het. 2 Korintiërs 1:3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat, hoekom vertroos God jou in jou verdrukking? Sodat ons die, wat in allerhande verdrukking is, nie was nie is, nou deur verdrukking gaan, kan troos met die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Daar is nie 'n kind van God op aarde gewees wat nie deur stryd gegaan het nie. Jy is nie die unieke een nie. Maar ek kan vir jou waarborg, wat ook al God vir jou afweeg, watter stryd jy ook al deurgaan, watter trane jy ook al gehuil het die afgelope tyd, God is in beheer, hy is die liefdevolle Vader. Hou jou fokus op hom, en sien uit na die eindbestemming, waar daar nooit ooit weer, sonde, stryd, hartseer, pyn, misverstande, of enig iets sal wees nie. Dis nou jou tyd van die dra van die kruis. Die kroon is op pad. Om in die hemel te dra, om te breek by ander, te sê, check hierso, ek het 2 of 3, nee, om het aan sy voete neer te lê en te sê, dankie vir U getrouheid, dat in my donkerste tyd op hierdie aarde, U my lig was, U my heil was, U my rotsvesting was, die een wat my gedra het. Kom ons bid saam. Die vraag het vanmôre gekom, Here, wat sal ons doen, wanneer U moeilike omstandighede oor ons lewe toelaat? Ons moes by die hart van die saak uitkom, dat of U is in beheer, of die duiwel, of ek self, en Here, die ander twee maak ons somme dadelik benoud en mismoedig, want ons weet U is 'n liefdevolle God, wat vir ons afweeg, wat ons nodig het. Ons sien dit nie nou nie. Partykeer lyk dit vir ons, maar waarom? Here, ek wil my lewe geniet, ek is jonk, of ek is middeljarig, of Here, ek is nou op my pensioen, waarom moet hierdie siekte oor my pad kom, en waarom moet my kinders so rebels wees, en waarom moet ek my werk verloor, en ons sien al hierdie goed, en dit
bring ons terug na die punt dat ons 'n gedagte het wat ons lewens graag wil hê dit moet wees. Maar vir ons as u kinders weet ons dat u weet waarmee u besig is. Daar die pragtige lied sê dat u is die alleen wyse God, aan wie toe kom die eer en die heerlikheid, die krag en die majesteit van nou af tot in ewigheid. Help my en hierdie geliefde gemeente dat ons u sal vertrou met ons hele lewe. Geloof, Here, in u is daar die lig in ons donker situasie. En wanneer die moeilike omstandighede kom, is dit soos 'n wekker wat afgaan, waar u ons roep om nader aan u te kom. Help ons, Here, dat ons nie die tye saam met u sal afskeep en dit gering sal ag nie. Want God is vir ons 'n toevlug. Dawid sê, ek sal die Here soek om in sy heerlikheid te wees, elke dag van my lewe. En dan breek die dag aan, wanneer u ons kom haal. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. Nou die tyd van die kruis, maar die kroon is op pad. Om aan die voete te lê van die een wat sê, ek maak alles nuut, sê God. Ons sien uit na daardie dag, Here. Tot dan, vind ons getrou. Help ons deur u Gees en word verheerlik in ons lewe. Amen.